dit is 2 uur hier, so vandag in die program Boekresensie, is dit met regtig waar enorme groot trots, wat ons saam met die skatkis Melanie Vosloo, die absolute voorreg het om hier te gesels vandag. Melanie, hartlik welkom hier by Radio Disa. Dankie Tessa en goeiemiddag luisteraars. Dit is wonderlik om jou vandag hier te hê, Melanie. Vandag gaan ek soveel leer, dis net nie waar nie. Vertel ons asseblief, wie is Melanie Vosloo en vanwaar is sy afkomstig? Sy is 'n gewone mens wat in Namibië, Kalfoot, Namibië groot geword het, en Gauteng draai gemaak het, 'n besigheid daar begin het op 23, dis nou so 42 jaar gelede. Ons bly hier in die Elgin Vallei, pragtig, en ek is steeds besig met die besigheid, en 'n paar jaar gelede het, so 25 jaar gelede het ek die groot genade ontvang dat die Here vir my gesê het, ek moet begin skryf. En so dis in kort, verder is ek 'n gewone mens, met 'n ouma van 5 kleinkinders, en wonderlik getroud met Johan Vosloo. Dis wonderlik om te hoor, daai skatkissie, daai 5 klein kindertjies is 'n absolute juweelkroon, 5 juweelkrone op Melanie se kop. Dit sê hulle mos, die Bybel sê mos dit oor jou kleinkind, dit is 'n absolute juweel. Nou Melanie is 'n vrou wat regtig waar baie boeke geskryf het, nie 1 of 2 nie, sy gaan ons self daarvan vertel. Maar kom ons begin. Die boek getiteld Krag vir elke dag het 366 dagstukkies in, plus Bybelversies en gebede. Wow, alles in een pakket. Vertel ons 'n bietjie van hierdie boek, want ek dink toe, daar is nou sommer jou versie in, jou Bybelversie, Melanie, daar is jou gebed in. Wat meer wil jy hê? Dit is 'n volle pakket wat jy elke dag op jou skoot kan sit en lees. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan asseblief. Ja, Tessa, dit is saamgestel soos wat dagboeke saamgestel is. Die dagboeke wat mens koop ook by winkels het almal hierdie kombinasie in. Sodat die leser dan die woord kan lees, dan die toeligting daarvan, of 'n storie daar rondom, of 'n bietjie 'n wysheid daar rondom, en dan die gebed. So dit is soos ander dagboeke ook saamgestel. Jy het ook vir my, daar is omtrent nou 12 dagboeke van my daar buite, wat almal 365 is, of dan sê maar 250 wat vir elke dag van die werksweek saamgestel is. So dit is absoluut voeding vir my en jou siel daar buite om so 'n boekie te kry, want ek bedoel, soggens is ons almal so haastig na die werk, en as jy daardie boekie vat, dan het jy jou heel dag se bord kos, van daar's alles in een vir jou. Nou Melanie, as ek dit reg het, want ons het lanklaas gesels, is daar 24 titels op jou kerfstok. Vertel ons 'n bietjie daarvan asseblief. Ja Tessa, dit is van die titels is herhalings, of wat die uitgewer Koem herverpak het. So nuwe publikasies is 17 publikasies daar buite, en my uitgewer gebruik soms van die publikasies om dit te herverpak in kleiner stukke, korter stukke en so meer. Nou Melanie, kom ons gesels 'n bietjie van 'n paar fasette in jou lewe. Ek het gehoor dat jy my vertel van, jy was 23 toe jy jou eie besigheid moet begin het. Maar dit is nie waaroor dit vandag gaan nie. Dit gaan vandag oor die boekresensie. Maar dit het vir my gegaan dat jy daardie tyd op 'n 23 jarige ouderdom, jy was jonk, jy was natuurlik nog 'n bietjie onervare, maar dit alles deur hierdie sal ek sê oor die vuur getrek, het skryf daaruit gevloei. Vertel ons 'n bietjie toe jy 23 was, hoe het dit gegaan op jou lewenspad asseblief? Tessa, die waarheid van ons almal is dat ons eintlik net leer en diepte ontwikkel as ons swaar kry. So om op 23 as jonk, onervare soos jy sê, amper naïewe stadium in mense lewe met 'n besigheid te begin, was 'n groot waagstuk. En al wat ek gehad het daardie tyd is, ek het 36,50 in my pospaarbankboekie gehad. Ek het 'n tol op 'n ashoop gaan haal, hierdie groot kabeltolle vir 'n lesenaar, en ek het my pa se 1956 tikmasjien gehad. En dan 'n groot klomp waagmoed wat ek van die Here gekry het, en ook die besef van ek weet absoluut niks.
So alhoewel ek die Here lank voor die tyd geken het ek daar in my onervarenheid het ek net geweet ek kan nie sonder hom nie. So my pad saam met die Here het baie intens geraak, persoonlike verhouding. En as ek nou kyk oor 42 jaar van hierdie besigheid, dan weet ek sou nie een dag sonder hom kon oorleef nie. Wanneer ek wysheid gekort het, dan kon ek voor hom sit. Daar was baie aande wat ek in moedeloosheid voor hom gekniel het en nie geweet het hoe om aan te gaan nie. Daar was tye wat ek geskok was in en oor die wêreld en sy mense en goed wat verkeerd loop. En wat ek dit ook maar net voor hom kon neerlê in die diep besef dat ons almal maar feilbare mense is. Daar was so baie vreugdemomente en dankbaarheidsmomente. En vandag kyk ek terug en ek sien my span mense van 22 en ek is so trots op hulle. En ek is so dankbaar ook vir die reis saam. Deur die jare was ek ook verskriklik geseën met goeie mense wat die Here oor my pad gestuur het. Ek het 'n paar jaar gelede ook vir Clara Olivier aangestel en sy is dan nou ook, ek het vir haar juis aangestel ook as CEO van die besigheid, so ek is besig om so 'n bietjie terug te tree. En Clara, Karen Stander wat al 37 jaar saam met my werk, en baie van die ander mense wat al 20, 30 jaar deel is van Up-Marketing, is ek so oneindig dankbaar voor. Jy weet, aan die einde van 'n mens se lewe, of as 'n mens terugkyk oor 'n reis, dan besef 'n mens 'n paar goed. Die een is dat eintlik al wat saak maak in die lewe is verhoudings. En in 'n harde besigheidswêreld kan dit baie maklik gaan oor prestasie en oor mag en oor geld. En dan kan mens aan die einde van jou lewe kom of jou loopbaan en jy kan leeg voel. Kyk ek terug, dan dank ek die Here vir sy onbeskryflike genade, vir mense langs my pad, vir ondersteuning van my man, Johan, my kinders, my vriendinne, wat saam met my reis. Dis die mense wat my die beste ken. Hulle ken my swakpunte, hulle ken my broosheid, hulle ken die manier hoe ek dryf, en ek wil en kan die lewe nie sonder hulle leef nie. En is aan hulle te danke wat ek ook die genade en die tyd en die ruimte ontvang het om die boeke te kan skryf. So, dit is absoluut so waar, Melanie, want menseverhoudinge, ons kan baie gou sê, ek het net die Here nodig, maar eintlik het die Here mense geskape om vir ons ook, jy weet, die pad saam met ons te stap. En vandag is dit vir my net een besonderse voorreg om vir Melanie Vosloo hier by ons in die ateljee te hê van Radio Disa. Hoekom ek dit sê, het jy gehoor, luisteraar, dat waar het Melanie Vosloo begin? Vandag 'n suksesvolle vrou in die Here natuurlik. En al die eer kom die Here vanmiddag toe. Sy het 'n jy weet mos hierdie ronde tol, hy hout wat jy die tou omdraai op 'n ashoop gaan haal vir 'n lesenaar. Hoor jy, vir 'n lesenaar. Ons wat sê ons het niks, ons kan nie voortgaan nie, ons lê maar slap. Dit was, en sy het haar pa se tikmasjien wat al van 1956 sy daarmee begin. En nou vandag 'n wonderbaarlike suksesvolle vrou wat meer as 24 boeke geskryf het, wat vroue reg oor die aarde inspireer deur haar boeke en deur haar lewe. 'n ware getuie red 'n absolute lewe. Nou Melanie, jy skryf onder meer dagstukkies vir vroue. Vertel ons bietjie meer daaroor. Hoekom meer 'n bietjie vir vroue asseblief? Ek dink 'n mens kan net lekker skryf vir ander mense as jy self in hulle skoene is. Vroue lê my ontsettend naby aan die hart, want vroue is die gom van die lewe, die gom van gesinne en families en in baie werkplekke. En ek kan natuurlik ook identifiseer met vrou wees en al die eise wat aan ons gestel word. So dit was vir my 'n natuurlike proses om vir vroue te skryf. Ek verstaan dat baie mans ook my boeke lees en want dit is universele temas. Dit gaan nie net oor die dinge wat vrou wees raak nie. Dit is universele temas wat eintlik mens wees raak. Maar vroue is mos
sagte mense wat ontsettend sterk kan wees. Hulle is brose mense wat geweldig dapper kan wees. Hulle is regtig die mense wat langs 'n klein kindjie kan gaan sit en haar troos en môre op die verhoog kan staan en 'n voorlegging doen. En dan kan vroue ook in enige situasie, of dit 'n vergadering is of in 'n gemeenskap, maak vroue 'n wesenlike verskil. Want vroue leef en werk nie net met hulle verstand nie en dink nie net aan die rasionele nie. Vroue leef en werk met hulle harte. En hulle voel. En hulle voel ook mense aan. Hulle voel die lewe aan. En daarom kan vroue juist so 'n impakvolle verskil maak in die mense rondom hulle. En dis vir hulle wat ek graag wil ondersteun met my boeke, deur klein kort stukkies te lewer wat hulle soggens of saans kan lees, wat vir hulle aan die einde van die dag as hulle leë gees vir hulle iets kan beteken. Iets wat hulle kan meer rustig raak en wat hulle dalk kan versterk of inspireer of aanmoedig om aan te hou vrou wees. Daar sê, dis wonderlik om dit te hoor. Dankie vir daardie inspirerende woorde, Melanie. So om 365 boodskappe te skryf, elkeen met sy eie unieke boodskap. Ek weet dit verg baie selfdissipline en bestudering van die woord natuurlik. Waar kry jy vars idees en jou temas en jou titels? Waar kry jy dit, Melanie? Tessa, ek kry dit uit die lewe uit. Omdat ek self die lewe met soveel intensiteit leef, sien en beleef en ervaar ek dinge daar buite wat ek self oordink en stoei. Dis die eerste bron. Die tweede bron is dat uit die woord uit. Hoe meer 'n mens mos die woord lees, hoe meer breek dinge net vir jou oop. So die woord is net hierdie ongelooflike boek wat mense oor eeue heen geïnspireer het, gedra het, gelei het, en die boodskap in die woord bly van krag, ook in hierdie moderne eeu. So die woord is eintlik net so 'n kragtige bron van, ook in my skryfwerk. En dan die derde ding waaruit ek ook baie inspirasie kry, is om ander boeke te lees. Die Richard Roers van die lewe, om te luister na ander meditasies, na ander predikers, na ander mense, en dan daaruit ook te haal iets wat ek mee kan identifiseer en wat ek glo ek binne my unieke menswees kan verpak, herverpak, herskryf, heraanbied, nuut met kreatiwiteit ook skryf en dit weer vir lesers aanbied. Baie dankie, Melanie. Ek sien nou hier my ander moedertjie stuur vir ons 'n boodskapie, Jos de Villiers. Dit is nou Richard de Villiers, 'n pragtige vrou. Sy sê, Tessa, ek luister na julle en sê asseblief hallo vir Melanie. Sê net asseblief gou vir Jos hallo, Melanie. Ai Jos, lekker om van jou te hoor. Daar sê, dit is wonderlik om te weet jy's ingeskakel. En Jos sê sy het ook altyd saam met Melanie Vosloo gesels. Ja, so Melanie, wat dink jy, waarom? Ek het nou aan hierdie vraag gedink. Wat dink jy waarom verdien dagstukboeke 'n plek op 'n boekrak? Mense eerste bron van leer van God, leer God en 'n verhouding met God bou is jou Bybel en jou gebed. Dit is waaroor 'n persoonlike verhouding gaan. So ek sal altyd lesers aanmoedig om die Bybel te lees, maar dagstukboeke het 'n plek in die sin dat dit ons moderne samelewing en dit wat nou gebeur kan toelig. My dagstukkies is lekker kort stukke. Dit spreek hedendaagse probleme en uitdagings aan. En ek dink dit is waar die plek lê van dagstukkieboeke, is dat lesers kan verryk word en geïnspireer word, ook deur die toepassing van die woord en die raad gee vanuit die woord uit vir hulle op 'n ander manier, 'n vars manier, 'n verrassende manier deur te gee wat hulle meer kan identifiseer en wat hulle saam met hulle op hulle daaglikse reis kan neem. Dis wonderlik om te weet, Melanie, baie dankie. En ek is ook 'n absolute dagstuk 'n boekie mens, omdat jy weet, Melanie, mense wil nie altyd klaar van die tyd nie, maar voor ek werk toe kom, sal ek dit baie geniet om daai stukkie woord te lees, met die gebedjie te lees en ook die inspirerende woord. Dit is amper soos 'n
hoe sê hulle daai ding, 'n trio. Dit is 3 in 1. So baie dankie vir dit. So Melanie, 'n boek tussen my vingers voel soos juwele en ek glo 'n boek tussen enige iemand se vingers is 'n absolute juweel, dis 'n absolute skatkis. Dit is wat ek dink. Maar veral die reuk as jy die boekie oopslaan, die boek gee 'n reuk wat jy jare lank kan onthou en die omslag, die bewoording, dit beteken vir 'n mens regtig, dit beteken vir my baie. So op watter manier dit ook al gedruk is, dit alleenlik maak my opgewonde. Nou wil ek kom by die oomblik as ek 'n Bybel versie sien, dan prikkel dit my gedagtes, want dan gryp ek na die Bybel, want ek wil mos nog meer lees oor hierdie versie wat jy aangehaal het, en saam met dit die gebed en die hele inspirerende woordjie wat daar is. So dit is vir my, en ek weet vir lesers, 'n gesonde bord kos. Dit is 'n gesonde, dis is baie goed vir jou siel. Vertel ons, hoe voel jy oor die hedendaagse, kom ons sê, as ek nou moet kies tussen die boekie, of ek lees hom maar oor die internet, maar vir my persoonlik, Melanie, sal ek maar liewer die boekie wil hê. Dalk is ek nou baie oudtyds, maar ek sal die boek in my hand wil hê. Soos ek sê, die reuk is vir my belangrik, die mooiheid, die ou geskenkie in my hand is vir my belangrik. Maar wat wil Melanie vir ons sê oor as dit 'n e-boekie word, of is oor die rekenaar? Wat dink jy daarvan? Ek dink dis 'n kwessie van voorkeur. Boeke gaan altyd 'n plek hê. Daar gaan altyd mense wees wat lief is vir 'n boek, en jy is heeltemal reg, Tessa, om 'n boek oop te maak en te ruik is net iets fantasties, om die boek in jou hand vas te hou. 'n Boek is ook iets tasbaars. Dis vir my amper asof mens jouself kan inleef in die voel en sien en ruik en hoor van die boek. So ek dink boeke bly steeds belangrik, en dit sal altyd 'n plek hê in ons samelewing. Natuurlik is dit ook so dat baie mense dalk nie tyd het om te lees nie. Daarom het ek ook 'n paar jaar gelede, eintlik in 2019 tydens COVID, begin met oordenkings, wat 3-4 minute kort oordenking is wat elke Woensdag uitgesaai word. Ja. Om ook lesers daardeur eintlik aan te moedig om te lees, maar ook vir die wat nie tyd het om te lees nie, ook iets te gee wat hulle saam met wat hulle kan help en motiveer vir die dag. Nou Melanie, ek moet ook nou 'n bietjie sê dat vandat ek en Melanie Vosloo begin gesels het op die telefoon, het ek net elke Woensdagoggend bitterlik vroeg, dan kry ek my sielsgedagte nog voor dit, jy weet, uitgesaai word, en ek sê net dankie Here, en dan hoor ek die digter, die geestelike digter wat binne in Melanie opgesluit is, en ek vat elke woordjie vir my. Melanie, daai 4-5 minute, dit vul my, dit kan amper vir my vir die hele week vul. Dan wil ek vir Melanie vra, kan jy nie vir my elke dag instuur nie? Maar nee, dit werk nie so nie, maar baie dankie. Nou so luisteraars, jy weet mos in Winona se skof die gesellige samesyn. Dis waar jy Melanie Vosloo se pragtige sielsgedagtes elke môre kan geniet. Dit is wonderlik om te weet. Melanie, het jy enige raad en inspirasie vir dagboekskrywers asseblief? Sjoe, Tessa, ek dink as jy die behoefte het om te skryf. Skryf is baie keer ook 'n manier om jouself te vind, om jouself uit te druk. Mens kry baie keer ook deur skryf antwoorde wat jy nie op ander maniere kan kry nie. So skryf gerus. Om 'n dagboek te skryf, kan ek maar net sê, is ongelooflik harde werk. Regtig vasbyt. Want dit is baie lekker om 40 of 50 stukkies te skryf. En mens kan self so ver gaan om 100 stukke te skryf. Dan kom jy op die punt wat jy voel, maar nou moet ek nog 265 stukke skryf. So met enige dagboek, my man sê altyd, daar is die begin wat ek vonkels in my oë het van, as ek vir hom sê, liefling, ek is weer besig met 'n nuwe boek. En dan is daar die tyd wat ek eintlik vir 'n weke lank net huil. Dis nou die einde van die boek, wat ek 'n sperdatum het, wat ek by die uitgewer moet ingee, en ek moet dalk nog 40 of 50 stukke skryf.
dan raak dit moeilik en die geheim is om nie te wees en vars te wees. En dan die groot ding van 'n boek is 'n mens dit is nie net die skryf een keer nie. Ek gaan omtrent 15 keer deur die hele boek as hy klaar geskryf is. So wanneer hy klaar is, as hy 365 stukkies klaar is, gaan ek oor en oor daardeur om seker te maak ek dit nie herhaal nie of om te kyk of is daar genoeg variasie in 'n maand, byvoorbeeld is daar genoeg 'n storie of 'n teks of 'n verwysing of 'n persoonlike ondervinding of wat ook al. Is daar genoeg, dek die temas in die dagboek, al die universele temas wat mense mee te doen het, vrees, blydskap, dankbaarheid, spanning, ongelukkigheid, pyn, hartseer, die soeke na wysheid. So dit is so belangrik dat 'n mens in jou dagboek al die temas dek wat ons as gewone mense elke dag in ons gewone lewe mee te doen het. So Tessa, dit om te skryf is heerlik. As 'n mens die talent het, wil ek vir ander dagboekskrywers skryf. En doen wat jy kan doen maar dan is die geheim om deur te druk. En om uiteindelik te kom by 365 unieke stukke en om dat dan oor en oor en oor deur te werk totdat dit uitgewers gereed is om in te stuur. Uitgewers kry baie manuskripte wat hulle van mense wat dit instuur, maar dit is dan nie volledig nie of dis nie halfpad of so. So as jy ooit aspireer om 'n boek uit te gee, moet jy weet jy laat jou in vir 'n enorme groot werk. Maar as jy kan dit maar net wees hier. Lesers, luisteraars, skryf as jy wil skryf. Al is dit ook soms net vir jouself of vir ander mense. En 'n mens moet ook onthou, alle boeke hoef nie daar buite op die rakke te wees nie. Jy kan 'n boek skryf en dit laat mooi druk vir jou kinders of jou kleinkinders of vir jou vriendinne. Dit is ook tog iets wat jy kan verpak, waar jy jou siel en jou gedagtes kan neersit en kan gee vir ander mense. As jy iets wil deel binne in jou hart. Melanie, jy is ook 'n groot figuur by Afrikaans.com. Vertel ons so 'n klein bietjie daar. Jy weet mos luisteraar dat ek het elke Woensdag in die program Ek en my kind, dan doen ons die taalvragies van Afrikaans.com. Nou kom ons luister 'n bietjie wat het Melanie Vosloo daarvan te sê. 10 jaar gelede het ek die opdrag gekry, ons as App Marketing, my besigheid, om Afrikaans te bevorder, te bemark. En toe het ons in 2015 die webtuiste begin, Afrikaans.com. Luisteraars kan gerus gaan kyk na Afrikaans.com. Daar is 'n geweldige klomp inligting oor alle aspekte van Afrikaans, van die taal. En dan is daar ook 'n leerhulp afdeling wat ons so 5 jaar gelede begin het. Wat lesplanne en hulpmiddele en ondersteuning gee aan onderwysers, leerders en ouers om hulle kinders te versterk en te help om te leer, om goed te doen in die eksamen, om te presteer daar buite. So Afrikaans.com, ek sal nooit vergeet nie, toe ons begin het daarmee in 2015, toe was daar presies 2 besoekers aan die webtuiste. Ek self 2 en die persoon wat my help. En dit is nou 2025 en ons is so dankbaar. Ons maandelikse besoekers is aan die omgewing van 100 tot 115,000 per maand aan Afrikaans.com. En dis nie 'n nuusblad nie, dit is 'n blad waarin en waardeur mense nuttige wenke kry of waar hulle tuis voel, waar hulle as Afrikaans sprekendes regtig inligting kan kry en sommer net kan deelneem, gaan kyk na die nuutste liedjies of programme of boeke. Daar's fantastiese profiele van bekendes daar's heerlike blogs van mense wat baie humoristies en lekker kan skryf. Daar's ondersteunende materiaal vir alle baie fasette van die lewe. So gaan kyk gerus na Afrikaans.com en ek dink luisteraars sal verras wees oor wat hulle daar kan kry en hoe hulle kinders ook kan help deur Afrikaans.com. Ja, my kindertjies is daar mos nou deur die skool, Melanie weet. Maar
Ek het nou hier 'n Engelse woord, Melanie, gepraat van Afrikaans.com, moet ek ook nog baie leer. Maar ek weet en ek sien en ek hoor dat toe Melanie 'n 23-jarige dame was, jy was 'n absolute go-getter. Nou ek mag mos nou nie Afrikaans en Engels meng nie. Nou wat is sy naampie nou? Weet wat ek dink baie keer go-getter kan baie keer. Ag, dis seker iemand wat ek kan nie regtig gedryf dalk het, maar ek kan ook maar net sê dit het alles van die Here afgekom. Niks daarvan is self nie en ek dink as ek terugkyk nou, as ek nou vir iemand moet aanbeveel om op 23 besigheid te begin, dan sê ek wel asseblief nie so dom wees soos ek nie, want geen mens, jy weet eintlik nog niks nie, die besigheidswêreld het ook baie verander sedertdien. Maar ek dink dis niks wat gedoen is of wat daar is daar buite beskou ek as iets uit myself uit of dat ek is maar net 'n gewone mens wat graag iets wil doen, graag iets vir mense wil beteken en wat lief is ook vir ons besigheid, vir die advertensiebedryf. So ook daar in die besigheidswêreld het die Here my ongelooflik geseën met mense wat my vertrou het en bereid was om 'n pad saam met my te loop. Kliënte wat na my toe gekom het en baie van daardie kliënte is steeds vandag ons kliënte. Dis nou 40 jaar gelede. En so ek dink 'n groot deel van besigheid gaan natuurlik oor dryfkrag. Ja, dit gaan oor om die regte produk op die regte plek op die regte tyd aan te bied op die regte manier om dit reg te bemark en so meer. En dan gaan, dit is eintlik wat besigheid 'n sukses maak. Dan gaan dit verder mee oor hoe lyk die mense wat hierdie produk of hierdie besigheid dryf en die verhoudings daar binne. En aan die einde van die dag wil 'n mens vertroue skep deur jou produk of diens in terme van die integriteit, die waarde, die nut en die aanbieding daarvan. En dit maak dan dat 'n besigheid suksesvol is. Deur die genade van die Here. Melanie, oor watter boek het ons nou gepraat? Jy het gepraat van Krag vir elke dag. Krag vir elke dag, geskryf deur Melanie Vosloo. Melanie, dit was regtig waar 'n goddelike voorreg om jou vandag hier te hê by ons in die ateljee hier in Grabouw. Dit is wonderlik om jou mens tot mens te kon geontmoet het vandag. Baie dankie vir jou wonderlike oop hart wat jy het, Melanie. Vir mense, mag die Here jou neem van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Dit was 'n groot voorreg om jou vandag hier te hê. Lisa, baie dankie, dis my voorreg. Ek kan ook maar net luisteraars aanmoedig, gaan na Koem toe of ook baie P&A's en Bargain Books. Dis 'n heerlike geskenk om vir iemand te gee, want waar anders kan jy 'n geskenk van tussen R200 en R300 vir iemand koop wat hy die hele jaar kan gebruik. Dit is so, gaan kry gerus en geniet die boeke sommer net en geniet dit wat die Here vir jou ook daardeur wil gee. Daar sê baie dankie. God is die antwoord. Disa 95.9 FM.